elektroniese weergawe van alles wat ons as gemeente doen. Wat is die boekie se naam nou? Nou het ek vergeet. Die kitsgids. Die kitsgids verduidelik so 'n bietjie meer oor elke bediening. As jy nie een het nie en jy wil graag 'n bietjie meer inligting hê en jy wil meer betrokke raak by een van die bedienings, skryf vir jou een of laat weet my, ek kan hom vir jou elektronies ook aanstuur. Daar is 'n paar gedruktes, ek dink by die kantoor ook, maar Arinda is natuurlik van môre af vir 'n paar weke. Ons dink ook aan haar wat moet gaan vir 'n operasie. Ons dink aan ander mense wat moet gaan vir operasies, mense wat nog aansterk, mense wat nog besig is om te genees en 'n pad van genesing stap. Ons dink so aan almal. Mag ons ook vir hulle bid. Maar kom ons bid ook vir ons gemeentebestuur en mag die Here ons seën daarin. Daar het julle die prentjie toe gekry. Vrydag aand ons senior jeug het 'n sleepover, 'n slumber party hierso by die kerk. Ons weet dit is atletiektyd. Ons weet almal is besig. So as jy deelneem die Saterdag, hoef jy nie oor te slaap nie, maar ons vra dat as jy kan, kom maak 'n draai en kom kuier bietjie saam met ons ander jong mense en die wat wil oorslaap, kan oorslaap en dan hoe laat maak ons klaar? 9 uur Saterdagoggend is ons klaar. So dit gaan hoop 'n pret wees. Hopelik nie te veel nie want ek bly reg langs die kerk. Julle moet nie te veel raas nie. Nee, kom asseblief ouers, bring jou kinders. Hulle is veilig hierso. Ons gaan lekker saam kuier. Ek het gesien, ek gaan dit gou weer een terug. Ek sien daar is R50 per kind. Dit sluit dan natuurlik ete in. En dan, maar die ander ding wat ook Vrydag gebeur, is die carry and reis. So onthou asseblief, ek dink daar's hy. Carry and reis word ook Vrydag. Ons getuienisbediening maak die heerlikste carry and reis. Die van julle wat al bestel het in die verlede weet, jy kry nie lekkerder in Potch nie. Vir R40 'n bakkie is 'n behoorlike porsie vleis en rys. Kom kry asseblief, maak 'n bestelling. Bestellings moet geplaas word by Angelique voor die 28ste Januarie. Laat ons weet hoeveel ons moet maak. Daar's Angelique se nommer. Ek sal later vandag op die inligtinggroep ook net weer die boodskap uitstuur. Ek het hom al uitgestuur. Ek sal hom net weer uitstuur dat almal ook haar nommer het en dan plaas asseblief jou bestelling vroegtydig. Mense, dan die gemeente werkboek het ek al uitgestuur op die inligtinggroep. As jy hom nie ontvang het nie, laat weet my en dan sal ek hom vir jou stuur. As jy hom wil laat druk, kan jy net kom vra by die kantoor. Angelique nou vir die volgende paar weke of Arinda as hy terug is. Die boek kan vir jou gedruk word as jy hom in drukvorm soek teen R50. Jy sal sien ook dis die moeite werd. R50 is regtig nie duur nie. Die gemeente werkboek, soos ek nou al verduidelik het, is vir jou ook 'n Bybelstudieboek. Ek weet hy sê werkboek en nou dink 'n mens, "Sjoe, dis nou werk vir my," maar dit is nie. Dit is 'n Bybelstudieboek. Dit gaan aan die teks wat ek vandag gaan gebruik. Vir die week gaan dit aan op al die tekste wat vir die week beoog is. So ook die katekese, die tekste wat hulle dalk in die klas gaan behandel, word verder in die werkboek vir die week behandel. So wanneer as jy 'n ouer is en jy het kinders en so by die katekese, as jy 'n huisgodsdiens hou, wat natuurlik 'n goeie ding is om te doen net nadat jy geëet het in die aand sommer, dan kan jy verder werk aan daai tekste en julle as julle gesin kan bietjie verder gesels en verder uitbrei en mekaar help om so te groei in julle geloof. En ek dink dit is al die afkondigings. Dis al die afkondigings. Mense, al wat ek nog ekstra wil vra is, kom ons bid vir ons gemeente. Ons bid vir al die projekte en dinge wat ons hierdie jaar gaan aanpak, wat ons nog nie eens almal van weet nie. Ons gaan natuurlik op baie gevalle op die kalender het ons 'n klomp planne, maar ons weet ook dinge gebeur en soos wat die Here ons lei, gaan ons in rigtings in. En ek wil vra dat u ook asseblief saam met ons sal bid. Ons het nog 'n paar wyke en ek dink die van julle wat dalk in 'n wyk is wat nie baie kontak het
met ander mense in die gemeente nie, gaan agterkom jy dalk nie 'n ouderling nie. So ons bid asseblief dat die Here dit op mense se harte sal lê om te dien as ouderling. Ons kort so 'n paartjies nog. Intussen tyd gaan ons 'n plan maak met die kommunikasie in die wyke spesifiek en ook om die wyke so 'n bietjie bymekaar te trek. Maar kom ons bid vir alles wat nog voor lê. Dit dan al die afkondigings. Ons gaan vir 'n oomblik nou stil word met 'n paar verse van Psalm 27. Nou Psalm 27 is so vertroostende Psalm eintlik. Dawid skryf: "Die Here is my lig en my redding. Vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sal ek bang wees?" Een ding daarvan vers 4 af. Een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg in sy skuilings op 'n dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots. Daarom is my kop hoog bo my vyande rondom my. Ek wil met uitroepe van vreugdeoffers bring, van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing. Ek wil die Here besing. Luister tog, Here, na my stem wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. My hart ekho u woorde. Julle moet my teenwoordigheid soek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Moet u gesig nie vir my verberg nie. Moet die dienskneg nie in toorn wegwys nie. U was my helper. Moet my nie verstoot of verlaat nie. God wat my red. Is dit nie van die wonderlikste woorde wat Dawid hier uiter wanneer hy erken hoe die Here altyd daar is vir ons. Wanneer hy erken dat in die tye wanneer jy dalk begin twyfel, in die tye wanneer jy begin wonder of die Here regtig daar is, in die tye wanneer uitdagings so groot voor jou staan dat dit lyk soos 'n berg, dat die Here maar net altyd daar is. En hoe wonderlik is dit om so in sy woning te wees. Ja, hierdie is net 'n gebou van bakstene en sement en wat ook al. Maar hierdie gebou is opgerig juis tot God se eer vir die samekoms van die gemeente. Hoe wonderlik om so vandag hier in sy teenwoordigheid te wees. So besef dit. Besef dat jy in jou redder se teenwoordigheid is. Terwyl ons so sit, gaan ons dan ook saam sing Psalm 6 wanneer ons juis erken dat Jesus ons redder is. Jesus, my redder, ja, daar is niemand soos ek. Laat elke dag ons wat ek doen, vol wees van die liefde. My skoolplek, my trooster, veilig verlusting van krag. Met hart en stem, was wat ek het, bring ek aan die eer. Kom met ons juig, kom ons sing vir die Here. Sing van sy mag, van sy goedheid en krag. Berge begleer en die see reis saam by die aanhoor van sy naam.
iemand so sê, wat elke dag, als wat ek doen, vol wees van die liefde, Heer. Skuilplek, my trooster, veilige vesting van krag, met hart en stem, als wat ek het, brand ek aan ewig eer. Mm. Lyk my ons het die skyfies so 'n bietjie de mekaar gehad daarso, dis dalk my fout, jammer. Maar die Here hoor ons en hy weet dat ons juis ook so aan hom die lof en die eer bring. Geliefdes, die Here kom groet jou vanoggend met die woorde van genade, barmhartigheid en vrede. En dit is van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Die vrede wat jy ontvang, moet jy deel met almal om jou. Wanneer jy natuurlik die kers ook sien brand, weet dat Jesus so die lig gebring het vir jou en die lig skyn in die donker, die duisternis kon dit nog nooit uitdoof nie en sal ook nooit nie. En jy het die lig in jou. So staan op en groet almal om jou met die woorde van vrede. Volom dank en lof bring, met al ons nood vergewe, ons en sien, loof op prys loof die Vader God en van wat gedaan, ons ster en loof hom vir sy reddingsdade van sy prys loof, prys en getrou, soos 'n vader sy kinders sorg die Heer wie vrees, hy vergewe oortredings en verwys. Prys hom, dat ons hom gehoorsaam wees. Heer met my hart, kom sing lofsang, kom ek van die magtige wonders vertel en van al die reddingsdade. Heer met my hart, kom sing lofsang, ek wil ek bly en vrolik wees, ek wil U naam besing. Ek wil ek bly en vrolik wees, halleluja. Heer met my hart, kom sing lofsang, kom ek van die magtige wonders vertel en van al die reddingsdade. Heer met my hart, kom
en vrolijk wees. Ek wil besit. Ek wil altyd bly en vrolik wees. Halleluja. Gemeente, die volgende lied gaan die klankspan vir ons met 'n video speel. Die vlam en ons gaan die vlam so saam met die video sing. Baie soos hy baie beteken. Kom ons sing die lied saam met die dankie dan. Die wat wag, die reden van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige. Die Almagtige sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug. My God wie ek vertrou, is my God. Vertrou die Vader na, ek glo, sal nie nooit ooit bestaan. My God wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Vertrou die Vader na, ek glo, sal nie nooit ooit bestaan. My Vader wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Nog een tijd, de Lord weer opgedoet. In alles kan, bekend is en hij is vertrouwd, en hij zal zeggen, die Heer is mijn vesting. Ja, hij zal zeggen, die Heer is mijn vertrouwd. Is my God wie ek vertrou, is my God. Vertrou die Vader na, die wat glo, sal nie nooit bestaan. My God wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Vertrou die Vader na, die wat glo, sal nie nooit bestaan. My God wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Ja, ja, my God en verheerlijk, op U sal ek vertrou. Ja, my God en verheerlijk, op U sal ek vertrou. My God sal ek is my God, vertrou die Vader na, die wat glo, sal nie nooit bestaan. My God wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Vertrou die Vader na, sal nie nooit bestaan. My God wie ek glo, op wie sal ek vertrou, op wie sal ek vertrou.
Every sound I can tell. Ons weet dat in die winter is hierdie die grootste yskas in Potch en in die somer is dit die grootste sonna. Dit is warm hier binne. Mense, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, hoe wonderlik in u teenwoordigheid om u lof te besing. Ja, Here, om net te besef, u is ons God. En Here, dat al die lof en die eer en aanbidding kom net u toe. Here, vanoggend sit ons as u kinders voor u en u ken elkeen van ons se harte. U weet met watter bagasie ons dalk hier ingestap het. U weet ook van elkeen se bekommernis en elkeen se seer. U weet van ons vreugde. U weet waar elkeen van ons staan met ons verhouding met u ook. Here, dit is hoekom ons hier is. Ja, dalk 'n bietjie selfsugtig vir onsself hierso om te groei. Maar uiteindelik, Here, gaan dit alles oor u. Dit gaan oor u eer, u lof. Want net u is dit waardig. Wil u ons saam wees seën vanoggend? Here, wil u ook met so met elke lidmaat wees wat nie vanoggend hier kan wees nie, met elkeen wat deur moeilike tye gaan. Here, wil u self elkeen van ons se bron van hoop en krag en troos en alles wat nodig is wees. Maar Here, nou wanneer ons ook verder uit die woord gaan lees, wanneer ons verder gaan hoor wat u vir ons wil sê en waar ons later ook hierdie nagmaal gaan gebruik, Here, wil u ons seën met u teenwoordigheid, wil u ons seën met vreugde en vrede in ons harte. En Here, mag u alleen verheerlik word in Jesus se naam. Amen. Bring gerus die maatjies, bring hul keer op keer. Jesus nooi die kindertjies om by hom te leer. Dis so ek weet almal is terug van vakansie af. Almal is weer hierso. Dis 'n paar ekstra. Julle, pas op nou net vir die tafel hierso, né? Asseblief. Agter julle daarso, hierso is 'n boks. Ek wil hê elkeen van julle moet ietsie vat, 'n speelding of iets. En dan moet julle, ek dink gaan staan vir my aan daai kant. OK. Vat vir julle ietsie, maar iets behoorlik, iets groot, né? As jy al twee hande moet iets hê. OK. Gaan staan julle vir my daai kant met julle speelgoed. Staan daai kant daarso met julle speelgoed asseblief. Julle moet gou maak. Gou kry vir julle 'n speelding en dan gaan julle. Enige iets. Maar vat soveel so wat jy kan, hoor. Julle gaan dit nou weer bære. Jy gaan nie huis toe vat nie. Dis nie om huis toe te vat nie, hoor. Kom julle, vat enigiets. Kom. Vat enigiets. Jy hou nou die hele boks op. Vat sommer daar. Vat sommer net so. Vat al hierdie, hou dit net vir my vas, hoor. OK. Gaan staan daai kant. Almal van julle ietsie. Kom, julle moet ook iets vat. Gou julle. Enige iets.
Maak nie saak of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie speel ding is nie. Gaan bietjie verder. Staan bietjie verder. Alraight. Okay. Jy moet albei jou hande vashou, né? Okay. Hou dit gou vir my in die lig op. Laat ek sien of dit almal iets. Okay. Hou dit so in die lug vas met albei jou hande. En dan maak jy vir my so. Kom, almal maak so. Nee, jy mag nie laat val nie. Okay, jy kry dit reg. Goed. As jy nou so gemaak het, maak vir my so. Nee, jy moet vashou. Jy moet vashou. Jy kan nie goed neersit nie. Wat is daai? Jou Bybel, nee, jy moet hom ook vashou. Okay, so. En dan maak vir my so sonder om uit te gooi. Okay. En nou wil ek hê julle moet almal saam. Gou, maar jy mag dit nie los nie, né? En dan moet julle gou hierso vir haar kom optel. Maar julle sonder om haar seer te maak, hoe gaan julle dit reg kry? As dit goed in julle hande is. Okay. Mens kan nie alles doen met jou hande as dit goed in jou hande is nie, né? Okay, kom Bernard gou alles weer. Gooi gou alles weer in die boks. Dan gaan staan julle weer vir my daai kant, dan gaan ons nou weer probeer. Kom maar, ek gaan nie laat hulle jou optel nie, hoor. Ek vertrou hulle ook nie. Okay, is almal se hande nou leeg? Right. Wys nou weer vir my so. Okay, kom ons vingers sien. Maak so. Maak so. Maak so. Maak so. Julle kan my liggawe gaan merk. Okay. Hoekom doen ek dit? So op daai manier omstamp nie. Hoekom doen ek dit? Kan jy iets doen as daar iets in jou hande is? Jy kan nie alles doen met jou hande nie, né? Net so het Jesus daar op die strand geloop. Toe sien hy 'n klomp van hierdie mense en hulle het nette daarso en hulle is besig om vis te vang en alles. En hy sê vir hulle kom volg my. En daar staan hulle met die nette en hulle sê okay. Jesus sê kom en hulle staan en hulle kom agter maar hulle kan nie. So wat doen hulle? Gooi hulle nette neer. En toe hulle nette neergooi, toe is hulle hande oop. Toe kan hulle ontvang wat Jesus vir hulle wil gee. So baie keer wil die Here vir ons goed gee, maar ons het soveel dinge in ons hande en ons sukkel om dit te los. En as daar dinge in jou hande is, dan kan die Here nie vir jou goed gee nie. Jou hande moet oop wees. Partykeer moet ons net ons voetjies los as ons agter Jesus wil aanloop. Okay. So, al julle klein issueetjies. Goed, ek weet julle ouers sê vir julle het issues. Né? Nee? Al daai goedjies moet ons partykeer net los. En die tafel ook nou los. Okay. Julle onthou, as jy agter Jesus wil aanloop, moet jy nie baie bagasie met jou saamdra nie. Okay. Maar nou gaan julle eers uitloop na die klasse toe. Dankie julle. Hier lê nou nog 'n paar kaartjies, maar ons sal dit later optel. Ek wou eintlik nou vanoggend 'n visnet hier gehad het, laat hulle net uitgooi en kyk hoeveel mense kan hulle vang. Maar dit sou 'n bietjie moeilik gewees het, maar ek dink hulle sou 'n paar van julle kon vang, né? Julle, ek wil nie die wet vir ons lees vandag nie. Ek wil dit maar net so vinnig vir ons noem. Dat Jesus het toe hy begin om die mense te leer, is daar 'n paar dinge wat hy dadelik aangespreek het. En as jy baie van hierdie dinge gaan kyk, veral in die bergrede, dan kom jy agter dit alles gaan terug na die 10 gebooie toe. Dit alles gaan wat Jesus dan baie later in Matteus 22 die wet opgesom het, dit gaan oor liefde. Het jy God regtig lief? Het jy hom lief soos wat hy jou liefhet? Want dan gaan jy ander mense ook so begin lief hê. So dit gaan oor liefde. En dit gaan uiteindelik ook oor hoe behandel jy ander mense? En jy kan dit nie doen
as jou verhouding met die Here nie reg is nie. En jy kan dit nie doen as jou hande heeltyd vol goed is nie. Jy kan nie God se liefde ontvang nie, jy kan nie sy genade ontvang nie, jy kan basies niks van die Here af ontvang as jy heeltyd goedjies in jou hande het nie, of as jou hande so gebal is omdat jy kwaad is nie. Net met oop hande kan jy God se liefde en genade regtig ontvang en 'n deel maak van jou en dit ook weer so uitdeel. Jy kan dit nie hou nie, jy moet dit uitdeel. Dis al wat ek wil sê oor die wet vandag. Ons gaan later die nagmaal ook vier en so onthou dit miskien so net so in jou agterkop. Ons gaan vandag saam lees uit Matteus 4 vers 12 tot 25 en dan later gaan ons ook lees 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 18. Want ons sukkel baie keer as kerk met 'n paar dinge. En nie net ons kerk, nie net ons gemeente nie, die kerk. En ek wil vandag graag oor 'n paar van hierdie goedjies praat, maar hierdie gedeelte wat Jesus die eerste disippels roep, is vir my van die wonderlikste gedeeltes in die Bybel, om net te wys hoe oorgehaal hierdie mense was daarvoor. So ek gaan vir ons lees. Ek lees uit die 2020 vertaling. Dit sal op die bordjie hier agter van vers 12 af. Toe Jesus hoor dat Johannes in hegtenis geneem is, het hy na Galilea teruggekeer. Hy het Nasaret verlaat en in Kapernaum by die see gaan woon, in die gebied van Sebulon en Naftali, sodat die woorde vervul sou word wat deur die profeet Jesaja gesê is: land van Sebulon en land van Naftali, die pad langs die see oorkant die Jordaan, Galilea van die heidene. Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Vir hulle wat in die gebied en die skadu van die dood leef, het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus met sy verkondiging begin en gesê: bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, het hy twee broers gesien, Simon, wat Petrus genoem word, en Andreas sy broer. Hulle was besig om 'n treknet in die see uit te gooi, want hulle was vissers. Hy sê vir hulle: volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. As julle kan onthou van verlede week, bietjie anderste vertelling van hoe dit gebeur het as wat Johannes vertel het, nê. Maar goed, hy het van daar af verder geloop en twee ander broers gesien, Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was saam met hulle vader Zebedeus in die boot besig om hulle nette heel te maak, en hy het hulle geroep. Hulle het onmiddellik die boot en hulle vader verlaat en hom gevolg. En Jesus het in die hele Galilea rondgegaan, in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Die nuus oor hom het deur die hele Sirië versprei. Hulle het almal wat ongesteld was, die wat deur allerlei siektes en pyne getuister is, na hom gebring. Ook almal wat deur demone besete en maansiek was en verlamdes, en hy het hulle genees. Groot skares het hom gevolg uit Galilea en Decapolis en Jerusalem en Judea en van oorkant die Jordaan af. Net tot sover dan. Nou, ek wil vanoggend vir jou sê, net soos wat Jesus daar op die strand van Galilea geloop het, tussen die nette en die skuite en die mense wat daar besig was om te werk, so het hy vanoggend ook hier kom instap. So kom stap hy in hierdie gemeente in, so stap hy vanoggend in elke kerkgebou en elke gemeente in. En hy kom roep ons. Nie altyd net met woorde nie, maar hy kom roep ons, en vir ons spesifiek vanoggend, kom sê hy, kom sit aan my tafel. Ons vier later die nagmaal. Ek glo almal het by die deur, het jy vir jou brood en wyn gekry of druiwesap. Maar die Here kom en hy sê, hierdie nagmaal is die brandstof vir die pad van disippelskap. Hy kom nooi ons. Hy sê, volg my op hierdie manier. En dan sê hy ook vir ons, weet jy wat, los jou nette.
Maar moet dit nie sommer net los nie. Moet dit nie in jou eie krag los nie. Ek gee vir jou die genade om dit uiteindelik te kan los. Nou moet ons eers teruggaan na hoekom Jesus nou daar in Galilea was. Ons het gehoor waar Matteus die teks van Jesaja 9 ook aanhaal en praat van die donkerte, die volk wat in die donkerte was. Hy maak 'n baie belangrike punt hierso. Jesus begin nie in die heilige stad Jerusalem nie. Hy begin nie dadelik daar waar alles uiteindelik afspeel nie. Hy gaan nie na die godsdienstige elite toe nie. Hy gaan nie na hierdie mense wat in die groot huise bly en wat hierdie belangrike titels het nie. Hy gaan na die noorde toe, na Galilea van die heidene. 'n Plek van politieke onrus gewees, ekonomiese swaar kry en 'n mengsel van kulture. Vir die Jode van daardie tyd was dit die donker dieptes. Hoekom gaan hy soontoe? En hoekom sal Jesus dan nou na Middelpark toe kom? Ek was nogal 'n paar weke terug baie ongelukkig met iemand. Nou nie so erg kwaad nie. Want ek meen ons is nou al amper 'n jaar hierso en iemand praat en hulle praat iets van Potch. Hulle begin praat van die Boedorp en die Onderdorp. Oeg en Middelpark. Middelpark is die ou gedeelte, die arm mense. Van wat jy waar kry? Ek bly in Middelpark. Dis lekker hierso. Dis rustig hierso. Dis mooi hierso. Maar so het die mense in Jesus se tyd ook gesê, o, Galilea, Nasaret, daai plekke. Om een of ander rede het die mense. So hoekom sou Jesus nou na Galilea toe gaan? Hoekom sal hy nou na Middelpark toe kom? Hoekom sal hy nou iets hier in ons midde kom doen? En dit is juist dit. Seker my ek het 'n hele klomp gunsteling verse in die Bybel, maar een van my gunsteling verse in die Bybel is dit wat Jesus daar sê, net voor alles begin. Hy sê bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. En daar begin alles. Daar breek die koninkryk deur. En hy bedoel nie dat dit binnekort gaan kom nie. Die Griekse woord sê eintlik dit is op hande. Dit is binne bereik. Jy kan dit vat, jy kan aan dit vat, jy kan dit voel, dit is daar. En dit is dan hoor ons hoe Matteus praat, Jesus het wonders verrig. Links en regs, hy het siekes gesond gemaak, hy het klomp dinge gedoen. Koninkryk is so naby. Jy kan jou hand uitsteek en jy kan aan vat. En Jesus wys dit vir hulle. Wat beteken dit? Jesus gaan nie Jerusalem toe nie, hy gaan Galilea toe. En hy sê, hy's 'n nuwe regerder. Hy's 'n nuwe regerder in 'n wêreld wat dikwels donker is, as gevolg van slegte nuus, korrupsie, persoonlike pyn, dan sê Jesus, hier's 'n nuwe regering. Die koninkryk van die hemele is uiteindelik God se manier van hoe om dinge te doen, om te wys hy is in beheer. Dis nie 'n plek nie. Uiteindelik is die koninkryk nie wat almal gedink het nie en baie mense vandag nog steeds verstaan nie dat as ons bid laat U koninkryk kom, dat dit nie 'n plek is nie, maar is 'n persoon. Koninkryk is op hande omdat die koning self daar op die strand staan. Daarom dat wanneer hy vir 'n klomp van die mense sê, weet jy wat, los daai voet. Volg my. Dat hulle besef koninkryk is hier. Ons moet die koning volg. Waar Jesus is, daar is die koninkryk. En die lig skyn nie van 'n afstand af nie. Dit staan tussen die mense. En dan om jouself te bekeer. Jesus sê bekeer julle. Dis nie om jouself net goed genoeg te probeer maak en jouself so half te vermom sodat jy kan inpas nie.
Dis 'n radikale kopskuif. Dit is heeltemal anders dink, dit is heeltemal anders die lewe benader. Dis om jou rug, dis daai bekering is, die Griekse woord is metanoia, dis om jou rug te draai na dit wat weg is, dit wat donker is, dit wat verby is, en na die lig toe te stap. Want die lig is 'n persoon. En mense, dit is waarom ons vandag ook die nagmaal vier. Want dit is die brug uiteindelik. Al hierdie dinge, die brug na die nagmaal. Die koninkryk is nie net 'n mooi storie nie, dit is vandag hier op die tafel. Die tekens van die brood en die wyn in jou hand, dit is op hande, letterlik op jou hande. En die brood en die wyn word die koninkryk weer tasbaar. Ons proe die nuwe realiteit waar God koning is en waar duisternis, dis natuurlik die sonde en die dood, nie meer die laaste woord het nie. En weet jy hoef nie te wag vir een dag nie. Jy hoef nie te wag vir 'n beter tyd of 'n beter geleentheid om God se teenwoordigheid te ervaar nie. Die lig het reeds in Galilea, in jou Galilea, jou besige de mekaar lewe dalk, het dit klaar ingeskyn. Jy hoef nie te wag nie. Koninkryk is hier. Vat dit vas, albei hande. Los jou nette. Verlede week in die week van gebed het ons gehoor en gepraat daaroor dat God beantwoord alle gebede. Het julle dit geweet? Hy beantwoord alle gebede van sy kinders. Maar hy het 3 antwoorde. God sê ja. Hy sê nie nou nie. En hy sê wag, ek het iets beter. Maar hy beantwoord alles. Verlos jou nette. Vergeet net maar van al daai goedjies. Alles wat dalk in die week gebeur het, hierdie jaar al gebeur het. En sit aan die tafel van die Here. Volg hom. Maar ons sukkel baie keer met hierdie voet. Hoekom? Want ek is nie soos jy nie. En jy is nie soos ek nie. Kyk gou om jou. Al die mense om jou. Kyk gou. Kyk wie sit almal om jou. Kyk gou wie sit almal om jou. Né? Ken jy almal wat om jou sit? Nee. Nie almal nie. Ja, ons is 'n groot gemeente. Dink jy dat van die mense, jy hoef nie jou hand op te steek nie. Dink jy dat van die mense om jou beter is as jy? Ja. Baie van ons dink so. Dink jy dat jy beter is as van die mense om jou? Jy gaan dit definitief nie hardop erken nie. Maar ons dink baie keer so, nê? En Paulus met dieselfde moeilikheid gesit. En dit is die dinge wat ons gewoonlik mee sukkel in die kerk. En Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 18. Hy sê ek pleit by julle broers in die naam van ons Here Jesus Christus dat julle almal eensstemmig sal wees en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. My broers en susters natuurlik. Ek is deur Chloe se mense ingelig dat daar trooste onder julle is. Ja, kan julle dink? Paulus se tyd al. Sê ja, iemand het by my kom skinder. Ek het gehoor van julle. Sê wat ek bedoel is dat elkeen van julle sê ek is van Paulus of ek van Apollos of ek van Sefas of ek van Christus. Is Christus verdeel? Paulus is tog nie vir julle gekruisig nie. Of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek, afgesien van Crispus en Gaius, nie een van julle gedoop het nie. Sodat niemand kan sê dat julle in my naam gedoop is nie. Ek het wel die huisgesin van Stefanas gedoop, maar verder weet ek nie van iemand anders wat ek gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie van sy krag ontneem word nie. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Hoekom praat Paulus nou oor al hierdie dinge?
As julle kan onthou, verlede jaar het ek een Sondag hier gestaan en ek het vir julle gesê, weet jy wat, moenie my volg nie. Volg vir Jesus. En Paulus sê, ja man, die dominee is oulik. Maar moenie dink ek is so oulik nie. Moenie dink enigiemand anders is so oulik nie. Want natuurlik was Paulus daar, Apollos was daar. Daar was 'n klomp mense wat hulle gelei het en hy sê, hoekom wil julle die mense volg? Volg vir Christus en wees almal tog net eensgesind. Wees eensstemmig. Want dit is die een ding wat ons aan mekaar hou. Ons volg mos vir Jesus. En dis hoekom ons ook nou gehoor het, Jesus het gesê, volg my. Hy het nie gesê, volg daai dominee of daai pastoor of wat ook al nie. Hy sê, volg my. Paulus waarsku teen hierdie groepe en hierdie partyskappe. Die een sê, ek is vir Paulus. Die ander sê, ek is vir Apollos. Ek hou van die dominee, ek hou van daai dominee, ek hou van die AGS, ek hou van die NG Kerk, ek hou van, en dan stry ons almal weer. Sit ons 2 Afrikaners vir 3 maande op 'n eiland, as jy terugkom, los hulle net so. As jy terugkom, het hulle 4 politieke partye en 7 kerke gestig. Nee? Want ons wil nou tog net anders wees. En dan stry ons, want dit is myne. Ek is so en jy is so en julle in die week hoor ek, praat ek met 'n ouer en hy vertel vir my van die wonderlike kultuur by volkies. Sy dogter is nou graad 8 daarso, standaard 6. En hy sê sy's dadelik tuis. Dis nie van ek is 'n matriek en jy's 'n graad 8 nie. O, jy het 'n baadjie aan. Jy's 'n volkie. Ek was nie in volkies nie. Ek moet dit dalk nie vir julle sê nie, ek was vir 'n kwartaal in Verdies. Maar hoe wonderlik. En ek seker gimmies is dieselfde. Ek dink al hierdie skole is dalk dieselfde. Jy's trots. En die oomblik wanneer jy daai baadjie aantrek, is jy deel van ons. En so het ons ook gehoor Paulus sê in Kolossense, ons trek Christus aan soos 'n kleed. Ons hoor dit altyd as ons doop. En natuurlik die doop en die nagmaal is die 2 tekens wat Jesus sê, maar julle behoort aan my. Om te sê ons is almal een. En dis wat Paulus uiteindelik vir die mense hier in Korinthe sê. Hy sê hou op stry. Kom bietjie oor jouself. Ons is almal een in Christus. En dit is wat die tafel ons voorstel. Die tafel is die groot gelykmaker. Hier maak dit nie saak wie's belangriker as die ander een nie. Hier maak dit nie saak of jy dink jy's beter as iemand anders of jy dink iemand anders is beter as jy nie. Want almal van ons was sondaars. Almal van ons is wedergebore Christene en ons sondig nog steeds. En almal van ons het elke dag Jesus se redding nodig. Ons word gered deur die dwaasheid van die kruis. Jesus se keuse in disippels was ook so gewees. Hy stap langs die see van Galilea en hy sê jy kom. Jy kom. Uiteindelik sit hy met tollenaars, belastinggeharders, né? Iemand wat vir SARS werk. Hy sit met so iemand. Hy sit met vissermanne. Hy sit met politikusse. Hy sit met snaakse groepie mense. Maak nie vir hom saak nie. Hulle is gelyk. In sy oë is hulle almal gelyk. Almal hier om jou lyk dalk anders as jy. In Jesus se oë, ons almal is gelyk. Daar's geen onderskeid nie in die tafel en wat dit voorstel. Herstel die eenheid wat ons meningsverskille dikwels breek. Partykeer stry ons oor goed en dan gaan ons so erg aan daaroor. Dalk is dit oor wat jy aantrek kerk toe. Dalk is dit oor die tipe musiek wat ons het. Dalk is dit oor die ouderlinge en die diakens hier voor moet sit. Ag, en ons kan so stry oor allerlei goed. Jesus sê, julle almal is een. Paulus herinner ons daaraan. Daarom die doop, die nagmaal, die verbond wat God met ons gesluit het. Jesus wat die nuwe verbond gebring het, wat self die nuwe verbond is, sê
Weet van hierdie goed. Die disippels moes iets agterlaat om vir Jesus te volg. Die kinders moes nou, hulle kon nie alles doen met hulle hande wat ek wou gehad het hulle moet doen nie, want hulle hande was vol goed wat nie eintlik daar hoef te wees nie. En by die nagmaal doen ons dieselfde. Ons los ons skuldgevoelens, ons los ons selfgesentreerdheid, ons los ons eie planne en ons kom los dit by die voete van die Here. En ons ontvang sy lewe, sy nuwe lewe. Hy wat die koning is, hy wat regeer, koninkryk is op hande. Vat dit. Ons word vissers van mense omdat ons deur hom gevang is. Mense, Paulus sê daarso in 1 Korintiërs 1 vers 18. Hy sê die boodskap van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. So wanneer ons die nagmaal gaan bedien, onthou dit. Dit is die krag van God. Dis die krag wat die Here vir jou gee om in die wêreld in te gaan en hom te volg. So los jou nette, los die goedjies en volg hom. Jesus het die nagmaal juis ingestel en ek gaan sommer nou oor na die nagmaal toe. Hy het die nagmaal ingestel sodat ons kan onthou wat hy vir ons gedoen het. Ek gaan vra dat die lofprysinggroep so lank vorentoe kom asseblief. Jesus het die nagmaal ingestel sodat ons vir altyd kan onthou wat hy vir ons gedoen het. Hy het dit ingestel sodat ons altyd sal onthou dat hy weer kom. Sodat ons kan uitsien na sy wederkoms. Hierdie klein eenvoudige maaltyd, want dit is 'n maaltyd, is daar om vir ons te dien as 'n bron van verootmoediging, 'n bron van toewyding en 'n bron van hoop. Dit herinner ons ook dat Jesus self die nuwe verbond is en in hom is ons God se kinders vir altyd. Maar soos Paulus ons herinner, lyk hierdie boodskap van die kruis, lyk soos dwaasheid vir die wêreld. En deesdae bespot mense sommer regtig die kerk, né? Openlik. En ons moet maar stil bly. Dit lyk soos dwaasheid vir die wêreld, maar vir ons wat geroep is, vir jou, vir wie Jesus gesê het, volg my. Is hierdie krag van God. Voordat ons deel kry aan die tekste van die lig, dit wat Jesus vir ons bring, dit wat hy vir ons gee, moet ons dan eers toelaat dat hierdie lig en hierdie skaduweekant waar Jesus die lig gebring het by Galilea, die volk wat in die duister nog gewandel het, dan moet ons laat sy lig eers in ons harte inskyn. So ek wil vra dat ons vir 'n oomblik net behoorlik stil word voor die Here. Nou waar jy is, kom ons sluit die oë en ek wil hê dink aan die gedeeltes van jou lewe wat tans dalk vir jou 'n bietjie donker voel. Vrees, skuldgevoelens of dalk net 'n hardheid teenoor iemand anders. Bring dit nou in hierdie oomblik. Bring dit in hierdie stilte na die lig toe. En dan wil ek hê jy moet ook dink aan die nette. Die nette waaraan jy dalk so vasklou dat jou hande nie meer oop is vir God nie. Wat sukkel jy om vandag neer te lê? Bring dit vir die Here. Of los dit net.
En in die gees van 1 Korintiërs, vra jouself af, is daar verdeeldheid tussen my en 'n medegelowige? Laat die kruis van Christus vandag daardie brug bou. Here, U ken ons Galilea, ons donker plek. U ken ons skaduwees. Dankie dat U ons nogtans roep. Reinig ons en maak ons waardige gaste aan U tafel. Amen. Ek gaan vra dat die tafel dan net vir ons gereed gemaak word en dan die mense wat gereël is om vir ons aan te sit aan die tafel, jy kan maar vir ons vorentoe kom. De brood drinken zij staan door. Drank de wijn, gloeien op z'n dag. Heer, die brood, drank de wijn, kom naar Christus, hij staat hier. Heer, die brood, drank de wijn, gloeien op. Geliefdes, terwyl julle so in die banke sit, ontvang die woorde van die Here as God se ja vir jou roeping. Die lig het gekom en die prys is betaal. So laat ons met eenheid in ons harte deel aan hierdie heilige maaltyd. In die nag wat ons Here Jesus oorgelewer is, het hy die brood geneem, God daarvoor gedank, dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my nagedagtenis. Die brood wat ons breek, is die verbintenis, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. So neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Net so het Jesus ook na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond. En is die nuwe verbond in my bloed. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink tot my gedagtenis. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem,
drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot volkome versoening vir al ons sondes. Terwyl ons so sit, dan sing ons en ons erken dat Jesus regtig waar die koning van ons harte is. Ons sing Vlam 51. Koning van my hart, koning van my lewe, lewe laat by my, jou lof besing vir U het my bevra, my sondes skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart, koning van my hart, koning van my lewe, lewe laat by my, U lof besing vir U het my bevra, my sondes skuld vergewe, koning van my, koning van my hart, U het my bevra, my sondes skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart, koning van, koning van my hart. Almagtige en getroue God, ons dankie vir hierdie tafel waar U ons vandag kom voed het. Dankie dat U ons nie net geroep om te werk nie, maar ons eers nooi om by U te rus en te ontvang. Hier by die tekens van brood en wyn het ons weer gesien, U is die lig en U is ons redding. Here, ons bely dat ons dikwels so stewig vashou in ons eie nette, ons sekuriteite, ons eie planne en ons bekommernisse, dat ons hande te vol is om U werklik te volg. Dankie dat U genade by hierdie tafel vir ons die vryheid gee om daardie nette neer te lê. Bind ons as gemeente saam in die eenheid van die kruis. Help ons om in hierdie komende week nie as verdeelde mense te leef nie, maar as een liggaam wat die lig van Christus reflekteer in elke duister plek waar ons beweeg. Tot U eer. Amen. Staan ons in die slotgroep met 5 verse. My lewe nou net hier, U gewys meer en meer, laat my getuig jou en van dankbaarheid getuig. Neem my hand en maak dit sterk, ten Vader, goeie
neem my vreugdeskoring met bereidheid tot u eer. Neem my stem and not myself. Wanneer bring laat my op greep wat skiet drink. Ons sal vind wat na u vra. Neem my goud en silwer hier, niks maak my eie bed. En sien verstaan, stel ek aan u Vader aan. Maak my hart vir u tot roep. Die regens wat in my was my gevoel en dan altyd na u wyse raad. Gemeente, mag die Here wat julle lig en julle redding is, voor julle uitstap op die strand van julle daaglikse lewe. Mag hy wat julle by sy tafel versterk het, vir julle die moed gee om julle nette te los en om met onverdeelde harte te volg. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die eenheidskrag van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here.